Goeiemôre vir die wat ek nog nie goeiemôre voorgesê het nie. Dit is regtig lekker om hier te wees en eintlik is dit die eerste keer wat ek nou woes op my senuwees is om hier te praat. Miskien omdat ek so lank laas hier was, maar dit is regtig lekker om hierso te wees en te kom praat meestal, want as ek praat, dan praat ek oor die vervolgde kerk. So vanoggend gaan ek maar weer praat van die vervolgde kerk, want dit is wat my hart is. En daaruit gaan ek deel bietjie oor gebed en ons gaan deel oor gaan en ook as jy gehoorsaam is soos Dirk gesê het, so 'n paar getuienisse rondom dit. Maar voordat ons begin, kom ek bid vir ons saam. Ag Vader, wat 'n voorreg om vanoggend in die huis van die Here te wees en saam met U hier te wees en ook te weet dat U nie net in hierdie gebou is nie, maar dat U in elkeen van ons harte is, ook deur die middel van die Gees, Heilige Gees ook in ons harte. Maak ons ore oop, ons harte oop en ons gedagtes ook, dat ons gefokus is nie eers eintlik op die getuienisse of die vervolgde kerk of enige van hierdie goed nie, maar ons gedagtes en alles wat ons in ons het gefokus is op die lewende God en niemand anders nie. En dat vanoggend ook sal gaan oor die eer van God. En ons dankie daarvoor, dankie vir die woord, dankie vir 'n kerk wat ons kan gaan kyk na, wat ons voorbeelde kan kry, maar ook om vir onsself ook nader aan U te bring ook. Ons eer U en ons loof U. Daar's niemand soos U nie. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles. Amen. Nou baie van u sal onthou dat ek jare terug uit 3 gemeente gestuur is om in 2001, so 6 dae na 9/11, of wat is dit, 9/11, maar niemand ken dit as 9/11 nie, 9/11, om Bybels in Iran in te smokkel. Baie van julle sal onthou, en ons was so 6 dae na 9/11 het ons 'n kwart ton Bybels in Iran ingesmokkel daai tyd, en as jy daar kom, dan vul jy 'n vormpie in, en jy sit jou handtekening onder op die vormpie, en wat onder andere op die vormpie is, wat jy daar sê, is dat jy weet dat jy onder Sharia wetgewing is, as jy daar inkom, en as jy die vorm onderteken, dan weet jy ook dat jy onder Sharia wetgewing is, met ander woorde, jy kan letterlik kop verloor in die land, en dat jy nie enige Christelike materiaal, of dat jy kennis neem, dat Christelike materiaal onwettig is, en onder andere 'n paar ander goeders ook. En op daai stadium staan ou daar, as 'n ou sê jy praat van gebed, dan dink ou altyd as ou praat van gebed, en ek het nou die dag te vra hulle vir my by 'n vriend van my se verjaarsdag, jy moet bid, want hoekom vra hulle om te bid? Hulle sê jy bid so mooi. Is dit nie? Party van julle is dalk al gevra om te bid by 'n geleentheid, want jy bid mooi. Jy het sulke mooi woorde en sulke mooi gebede, en almal vra jou. En dan wil ek volgens vir jou sê, dit het niks daarmee te doen nie. Bid jy? Dis waaroor dit gaan eintlik, want as ek terugdink aan Iran, op baie stadium staan jy daar, en jy sien hierdie ouens wat die tasse begin deursoek, en die ekstra masjiene, en party van die in hierdie gemeente was ook saam op daai tipe van trips, en dan staan jy daar, jy's so bang, jy weet nie eens wat om te bid nie. Jy bid net en sê, Here help. Here help. En so in jou hart wens jy eintlik, was jy by die huis, en so 'n paar jaar voor dit, het ek gewens, ek het my ou rugby spannetjie gehad, wat ek alvrig eerder daar op die rugbyveld is, wat ek hierso staan. Want hy is so bang. En dan word hy herinner aan verse soos hierdie, want hy ou nie weet wat om te bid nie. Want ou daar staan in 'n moeilike situasie, is Andre het ook net nou gedeel, van moeilike tye wat hulle gehad het, en partykeer is op daai punt, moet ek gaan, moet ek iets doen, wat staan my te doen? En ek is hartseer, ek weet nie eens wat om vir die Here te vra nie, of te sê nie. En dan dink ek aan Romeine 8, vers 26 en 27, en ek sommer vir julle lees. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons, met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En vanoggend gaan ek so 'n paar getuienisse deel, net om daarbey aan te sluit, en net eintlik vir u te sê, bid net. Dit is so eenvoudig soos dit. En as ek dink daaraan, dan dink ek aan bo Egipte,
waar een van my kollegas saam met een van die predikante geloop het in Bo-Egipte daar op die sypaadjie en op 'n stadium, toe stop hy so en hy kyk 'n bietjie rond en hy so asof hy half onseker is en so half senuweeagtig is, kyk hy rond en toe hy sien daar's niemand naby nie, toe stop hy op 'n punt en hy wag en hy verduidelik vir die groep, maar hier waar julle nou staan en so 'n paar weke terug is een van my kollegas is hy wreedaardig vermoor, net hier waar julle nou staan. En die groepie staan daar so en baie keer vra hierdie vraag vir mense, hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy sterk staan binne hierdie situasie? Hoekom het jy nog nie die pad gevat nie? Hoekom gaan bly nie in 'n veilige land of 'n veilige plek nie? En sy woorde was, I refuse an ordinary life in Christ. Ek weier om net 'n algemene of 'n gewone lewe in Christus te lei. En hy sê ook, you pray or you die. Dis hoe hulle oorleef. En ek wil vanoggend vir jou ook sê, you pray or you die. Fisies, dalk in daai situasie, maar hoe is dit in ons situasie? You pray or you die, en miskien is dit geestelik doodgaan, sou ons nie bid nie. Ek dink aan baie keer, ek weet nie van u nie, maar ek kry baie keer WhatsApps met sulke mooi getuienisse en baie keer mooi prentjies daarby en sê, joh, hierdie ouens het gebid en toe gebeur hierdie ding en kyk hierdie wonderwerk en ag, dit is wonderlik en jy kyk daarna en sê, joh, hierdie is 'n kragtige getuienis. En dan wat doen ons gewoonlik? Sê, joh, ek kan dink aan hierdie ou en ek kan dink daai persoon van regtig baat vind by hierdie WhatsApp en die volgende oomblik het jy jou foon daar weet en nee, dan tik ou daai, ek dink jy kan net vir 5 ouens dit stuur op 'n slag. Dan wens jy, yes, ek wens ek kan dit vir 15 op 'n slag stuur en dan stuur jy dit vir die ouens aan want hulle gaan so baat vind daarbey. Ek wil vanoggend vir u vra, hoeveel dink in jou hart? Hoeveel van daai WhatsApp het jy aangestuur al met jou eie getuienis? Toe jy gebid het en God geantwoord het. Toe jy iets gedoen het en God jou aangeraak het en dinge het gebeur. Wanneer laas het jy 'n getuienis van jouself aangestuur van gebed wat beantwoord is? En baie keer sou ek sê, dink ons, ek weet nie of ek dit al ooit gedoen het nie. Ek wil 'n getuienis deel, skuis ek moet net 'n slukkie water vat. Uit Noord-Afrika uit. Ja, ek het die voorreg gehad om in meer as 42 lande of 43 lande, geslote lande te werk. En hierdie is nie waar ek self was nie. Ek het met een van die lande met een van die sendelinge daar ontmoet en hy deel hierdie getuienis met my. En hy sê een van die radikale moslems is in 'n spesifieke gebied en op 'n stadium het hy hierdie ou ontmoet. Maar die ontmoeting het op 'n baie snaakse manier plaasgevind. Want ek praat nou uit hierdie ou se storie uit of uit sy getuienis uit. Hy sê op 'n dag het hy sy telefoon soos ons normaalweg en hy kry 'n oproep en hy antwoord en hy sê hallo. En die ou aan die ander kant sê hallo. En hy sê hallo, wie praat? En die ander aan die ander kant sê wie praat? En dit is half irritasie. Hy sê, jy het my gebel, hoekom wil jy weet wie is dit en so. En die ou gaan aan en hy verduidelik vir hom. Hy sê hy het sy nommer gekry en hy weet nie met wie hy praat nie. En hy weet nie hoekom hy hom gebel het nie. En toe kom dit uit hoe dit gebeur het. Hierdie persoon, hierdie moslem het vir 'n paar nagte aan een het hy dieselfde droom gehad en hierdie visioen gesien van 'n man wat tussen twee ander persone aan die kruis hang of aan 'n kruis hang. En hy droom en hy sê die man kyk heeltyd vir hom. Maar hy doen niks nie. En die volgende dag of die volgende nag dan droom hy weer en die man kyk vir hom en hy doen niks nie. En so gaan dit aan vir 'n paar nagte. En hy sê so op 'n punt toe kom hy en toe verander dit so bietjie en die man kyk na hom en hy glimlag. En die laaste aand wat hy dit gedroom het, toe kyk die man en hy glimlag en die man het altyd afgekyk, behalwe die aand voor dit, toe hy opkyk, toe sien hy op sy bors, is amper soos 'n tatoeëermerk, op sy bors is daar 'n nommer. In ons geval sal dit 10 nommers wees. Is dit 'n selnommer?
weet wie is die man wat in die kruis hang. En die selnommer was die nommer van die sending. En hy sê, hy weet nie, maar hy moes die nommer, hy sien en hy herken dit as 'n lokale selnommer, en hy bel die selnommer om uit te vind wie is die man. En die sending se nommer was daai nommer. En hy wil weet wie is die man aan die kruis. En so het hy die man na die Here toe gelei, en hy is vandag 'n Christen. En baie van ons sal dink, ek onthou 'n radio-onderhoud wat ek gehad het, ek was seker omtrent so, ek weet nie, 'n paar maande by geopende deure, toe ek op Radio Suid-Afrika my eerste radio-onderhoud gehad. En die ou wat toe nou my onderhoud moes voer, was 'n Christen gewees, en toe is die ou se maag nie lekker, of een of ander so iets. En toe ek 'n onderhoud moet hou, toe trek hulle sommer een ou, dit was 'n baie bekende ou, hy het restaurante besoek, en dan het hy oor kos gepraat, en goed, dis 'n ou wat uit die UK uitgekom het, en hy trek hom sommer in om die onderhoud met my te voer, en hy is nie eens 'n Christen nie, en hierdie ou vra my al hierdie moeilike vrae, en ek was nog nooit op die radio, en toe verdeel ek 'n storie van hoe God wonderwerke gedoen het, toe ons Bybels in China ingesmokkel het, en hy kyk my so, en hy trek sy gesig, en hy sê, it sounds a little bit airy-fairy, you know. En daar is ek heeltemal van my storie af, en baie van u sal dalk dink, kan dit werklik wees? As ons begin getuienis aanstuur van onsself, en fokus op dit wat God van ons wil hê, dan gaan ons hierdie tipe getuienis aanstuur. Op 'n WhatsApp, of dit fisies vertel. Ek wil 'n getuienis deel sommer hier uit die omgewing uit. Ek gaan nie die naam noem nie, want party van u gaan die persoon dalk ken. Dis iets wat met ons gebeur hier so in Suid-Afrika, hier in Boksburg. Die jong man kom die oggend, kom hy uit deur die kombuis, en hy wil die deur oopmaak, en hy wil na sy kar toe gaan, of ek weet nie wat moet hy doen nie. Dit is so 6:00 in die oggend, sluit hy die agterdeur oop, en hy wil net uitloop, en die volgende oomblik staan iemand met 'n pistool teen sy kop. En al wat hy kan doen is hy gil, want sy familie is in die huis, en hy gil om eintlik vir hulle te sê, moenie uitkom nie. Hier's gevaar. En die volgende oomblik kom sy vrou uitgehardloop, en een van die ouens gryp haar en sit 'n mes teen haar keel. En ek dink dit was op daai oomblik seker amper soos ek in Iran gevoel het, dat jy jou lewe kan verloor hierso. En hy sê, die twee van hulle, sonder om te dink, het hulle begin bid, en eintlik het hulle nie vir hulle self gebid nie, hulle het eintlik vir hierdie ouens wat hulle daar aanhou gebid, dat die Here hulle aanraak. En hulle het gebid, en geskree, en hardop gebid vir die ouens, en die ouens het al verwilderd geraak, en die een ou met die pistool, wat die pistool teen sy kop gehou het 'n skoot afgetrek, en niks het gebeur nie. En die tweede skoot afgetrek, en niks het gebeur nie. En toe is hulle heeltemal verward, en hulle draai om, en hulle hardloop. Die twee ouens wat hulle aangehou het, en hulle spring oor hierdie hoë muur, en die ou dink nie wat hy doen nie, hy is agterna om te kyk of hy hulle kan vang, of een of ander iets, ek weet nie. Hy spring oor die muur, en toe hy oor die muur spring, toe sy buurman van oorkant die straat is daar met 'n vuurwapen, want hy hoor toe die gegil en die geskree, en hy kom uit om te kom help. En die ouens is weg, en die buurman vra wat het gebeur, en hy sê, en hy verduidelik vir hulle presies, of vir die buurman presies wat het gebeur, dat hierdie ou hulle aangehou het, die pistool teen die kop, en hoe het hulle vir die ouens gebid, en die Here aangeroep om hierdie ouens se siele te red, en al daai goedes, en ek wil nou nie verder, daar's nog 'n klompie goedjies wat gebeur het, maar sy buurman is nie 'n Christen nie, hy ken nie die Here nie. Vandag is sy buurman 'n Christen, hy het hom gedoop, self gedoop, want hy het gehoor wat die krag van gebed is. Miskien nie daai ons se siele gered nie, maar die Here wou sy buurman aanraak toe hulle hardop gebid het, want die Here het nie, miskien nie aan hulle gedink, miskien is hulle vandag tot bekering gekom, ek weet nie, maar die Here het die buurman geroep om uit te kom, om die verhaal of die getuienis te hoor van wat gebeur het, om hom na die Here toe te lei. So dit gebeur baie keer. Ons fokus op 'n spesifieke ding in ons gebed, of ons moet gaan in terme van wat Dirk van praat, gaan toe Dela Ferry toe. En dan het ons baie keer in die kerk,
Ek sien nog op my senuwees en ek bewe net hoor. Of bewe my broek ook. Baie keer in die kerk het ons hierdie ding, julle ken dit, ek bid vir jou broer. En ou deel hierdie hartseer verhaal en dan sê ek, ons bid vir jou. Dan wil ek, jy hoef nie hand op te steek nie. Hoeveel keer het ek en julle het al vir iemand gesê, ons bid vir jou. Volgende week weet jy nie as jy dit vir jou gesê nie. Never mind, jy het vir jou gebid of nie, jy het nie. En ek is een van hulle. Stel dat ons ernstig raak is, ons praat van om te gaan. En ons bid vir iemand om te gaan. Of in die sendingveld in te gaan. Dan kom die ouens baie keer, as hy moet gaan, sê maar ek moet te Gerald Ferry toe gaan. Dan vra vir die gemeentelede om vir my te bid. Hulle moet bid dat dit die wil van die Here is dat ek gaan. Of ek moet China toe gaan, of soos Dirk in die Oekraïne was, bid dat dit die wil van die Here is dat ek gaan. Is dit die wil van die Here om siele te red? Moet ons bid, noodwendig? Moet ek gaan om siele te red? Ek dink nie ons hoef te bid daaroor nie. Gaan net. Want dis die wil van die Here. Hoef nie te vra nie. God is lief vir die wêreld, vir die nasies. En nou broer Andrew, die stigter van Geopende Deure, het op 'n stadium gesê, God invites us to influence our community, our nation and the world to effectively direct history while we are on our knees. Die oomblik as ons begin bid, is ons besig om die geskiedenis van die wêreld te verander. Ons God antwoord gebede. Ek wil afsluit met 'n wonderlike getuienis wat ek self by betrokke was. Met die organisasie, nou Frikkie is ook hierso, Frikkie is deel daarvan, African Ministry Network, net so vinnig wat dit behels is. Ons het gesien, na navorsing, dat Afrika 'n baie jong kontinent is, en dat die gemiddelde ouderdom in Afrika is net so onder die 20 jaar oud. Dis die gemiddelde ouderdom in Afrika. En ons het besef dat wat gebeur is met hierdie jong mense, eerstens hulle het nie skoling nie, hulle is dalk boere, maar hulle het nie geld nie, of hulle is in 'n plek waar dit droog geword het, hulle kan nie meer boer nie, hulle het geen belonging in die community nie, ekskuus vir die Engelse woorde, hulle behoort nêrens nie. En wat gebeur is, die terroristeorganisasies soos Boko Haram, soos Al-Shabaab en daai ons trek hulle met geld, met beloftes en met behoort, en dit trek hulle. So as ons hulle kan toerus voordat die Boko Harams en voordat die Al-Shabaab hulle kan intrek, bereik ons hulle om hulle te onderrig, om hulle belonging te gee in 'n spesifieke omgewing, sodat hulle weet, hulle is geliefd, hulle behoort en ook 'n werk te kan kry en daai tipe van goed met boerdery en al daai goede. So dis waaroor dit gaan min of meer. En een van die manne wat ek baie jare mee gewerk het, party van julle sal onthou, ons het nog gebid vir die paar manne daar in Sudan wat in die tronk was vir hoogverraad, omdat hulle gebedsversoeke uit Sudan uitgestuur het. En dit was die ouens wat ek aangestel het, en die ou se rekenaar wat ek opgestel het, wat veroorsaak het dat hy in die tronk beland en hulle sou die doodstraf gekry het. En God het dit laat verander, en president Bashir het veroorsaak dat hulle toe nou net 13 jaar tronkstraf en 26 jaar tronkstraf kry, en uiteindelik, onthou julle, ek kan nie onthou wat die jaar nie, toe was president Bashir hierso van Sudan, en ek was een van hulle wat gebid het, Here, laat ons regering om arresteer hierso, want hy moet in Den Haag gaan staan vir die oorlogsmisdade wat hy gepleeg het in Darfur. En toe wat gebeur, toe sê op 'n vliegtuig, ek dink dit was Waterkloof, toe sê hy op die vliegtuig terug Sudan toe. Sê Here, wat nou? Wat 'n guldige geleentheid. Maar die Here het ander planne gehad, en uiteindelik is hy terug, en 'n paar weke later is Koa en Hassan, die twee ouens wat in die tronk was,
stap die ouens in die tronk in en sê, president Bashir het julle gepaden. Hulle is vry. As president Bashir hier gearresteer was, het my vriende, my kollegas, my geliefde broers nog steeds in die tronk gesit, want die een het 26 jaar tronkstraf gekry. Dis van 'n God werk, en dalk nie antwoord soos wat ek dink nie. Maar ek kom terug na Koa toe. Ek werk nog steeds vandag met Koa, hy is nog steeds in Sudan, in die oorlogssituasie, en wat gebeur is, hoe ons ook probeer werk is om Christene te kry en vir Christene te bid. Christene wat vervolg word, om te bid vir ander Christene wat vervolg word in verskillende lande. En ons het vir Koa gekry, en ons het hom voorgestel aan ons broer daar in die Oekraïne. En ons het gesê, Oekraïne se manne is in 'n oorlogssituasie, en Sudan is in 'n oorlogssituasie. Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie twee pastore met mekaar te verbind, en te sê, hierdie ouens bid vir hulle, en hulle bid weer vir hulle, en hulle ondersteun mekaar, hulle bemoedig mekaar, tel mekaar op, want as ek sê, ek verstaan wat jy bedoel, dan beteken dit ek verstaan, want ek sien dieselfde situasie. Albei van hulle, die een in Oekraïne is nie 'n vlugteling nie, maar hy werk met vlugtelinge. En sy gemeente is omtrent 100% nuwe bekeerlinge, nadat 'n gebou uitmekaar geskiet is, het hulle ouens daar in die kelders gaan haal, ouer mense, ouens wat nie kan loop nie, en invalides, en sulke goed, het hulle daar gaan uithaal met kinders, en so wat agtergelaat is, en hulle het 'n nuwe gemeente begin. En nadat ek hulle voorgestel het, het hy en Koa het hulle redelike verbinding. En uiteindelik kry ek 'n boodskap van ons broer in die Oekraïne, en hy sê vir my, het ek gehoor wat het met Koa gebeur daar in Sudan? Ek sê nee, wat het gebeur? En hy forward vir my die ouste WhatsApp. En die WhatsApp vra vir die ouens in die Oekraïne, die kerk in die Oekraïne, om vir hulle te bid, want hy is ook 'n vlugteling, Koa, en hy's net uit Khartoum uit, en hy het hierdie klein gemeentetjie daar, hy's 'n sinkgebouetjie, en hier daag 108 vlugtelinge op by die kerk, en die kerk moet hulle help. Hulle het nie geld nie, hulle kan niks verder doen nie, en dis ou mense en kinders en so aan wat siek is. En hy weet nie wat om te doen nie, hy het nie geld nie. Hy het nie eintlik die fasiliteite, hy het nie 'n gebou om hulle te huisves eers nie. En hy stuur hierdie vir die ouens in die Oekraïne, bid asseblief vir ons. En dis die boodskap wat hy toe nou vir my aanstuur. En weet jy, die kerk in die Oekraïne het my eintlik aandag daarop gevestig en sê, ons gemeente wil hulle finansiëel support. Dis vlugtelinge wat niks het, en 'n kerk is, hulle het nie eens huise nie, hulle het alles verloor, en daai kerk sê, ons wil die ouens in Sudan wil ons help, daai vlugtelinge. Hulle het niks. En uiteindelik, toe kom dit daarop neer, daai kerk het so R10.000 wat hulle wil gee, het hulle bymekaar gemaak met by ouens wat niks het nie. En nou vra hulle vir my so, ek moet nou die geld in Sudan kry, maar die nood is baie groter as dit. Dit was op 'n Vrydagmiddag, ek gaan die tye presies, dis omtrent so 1:00 Vrydagmiddag. En nou wil ek probeer kyk of ons nie nog finansies kan bykry, dat ons vir Koa kan help met hierdie 108 vlugtelinge nie. En ons het 'n groot donateur wat geld inbetaal het, so R20.000 of so was daar in die rekening, African Ministry Network se rekening. Ekskuus Frikkie, ek het toe nie daai tyd gevra nie, wat ons moet doen daarmee nie. Ek bel toe die donateur, want ek weet nie wat om te doen nie, ons moet nou dadelik die geld kry. En ek bel die donateur en ek vra vir ons het die geld in die rekening, kan ons daai geld leen wat jy gegee het, en dan sal ek iemand anders vra om die geld weer terug te sit. Sy sê nee, dis nie 'n probleem nie, gebruik die geld. En seker 10 minute later kry ek 'n SMS, toe vervang sy weer die geld. Toe sê sy, vat die geld, en toe sy die donateur wat weer die geld terugsit in die rekening. Toe het ons weer die geld in die rekening. Nou het ons sê maar R30.000, en ons kort toe net so oor die R100.000. En dis Vrydagmiddag toe nou seker so 3:00 se kant. En ons bel 'n bietjie rond, en ons kry uiteindelik, kom ons so net so oor die R100.000 uit. Binne 'n kwessie van so 3-4 ure. Goed, nou het ons die geld. Hoe kry ons dit in Sudan in kontant? Hoe kry ek R100.000 in Sudan? Ek weet nie, ek het skoon vergeet om daaraan te dink.
Was so opgewonde oor al hierdie dinge, en nou moet ons die geld daar kry, en nou, volgende oomblik, kry ek 'n oproep van, of 'n WhatsApp, van 'n vriend wat ek mee saamgewerk het in Nairobi, by die African, Evangelical Association, ek het daar gewerk vir hulle ook in Nairobi, en hy sê vir my, 'n wonderlike ding gebeur nou met hom. Hy ken ook vir Kua. Hy sê, jy sal nie weet wat gebeur het nie. Ek is in Addis Ababa in Ethiopië, en die volgende oomblik gaan ek toe nou na iemand toe in die hospitaal wat ek gaan besoek, wat ek ken, en weet jy wie loop ek daar raak in die hospitaal? Vir Kua, in Addis Ababa in Ethiopië, die ou wat die geld nodig het. En hy sê, Kua siek, hulle stuur hom Ethiopië toe vir behandeling, en hoe loop hom in die hospitaal raak, sê, prys die Here. Hierso is Kua, nou kan ons die geld by hom kry, maar ek weet nie hoe kry ek die geld by Jim, die ou wat die geld van moet gee, want hy is van Nairobi af. En ek vra vir Jim, wat van as ons die geld by die IEA leen, en dan gee ons dit later terug, dan kan jy die kontant vir hom gee. Hy sê, wag, hy kom terug. Bietjie later kom hy terug, en hy sê, nee, jammer, dis teen die reëls, hulle mag dit nie doen nie. Sê, okay. Sê, kom ons bid, en ek kry 'n klomp ouens, daar's mense in Mossel Bay, een van die gemeentelede, stuur op WhatsApp, hoe hulle bid, 'n ou tannie in Mossel Bay NG Kerk, stuur sy haar gebede, en sy stuur hierdie goed vir ander mense, en mense begin bid, dat ons daai mense kan help in Sudan, en 'n klomp netwerk ons begin bid vir dit, en die ouens in Oekraïne bid, dat ons die geld daar kan kry. Kua weet van niks nie. In elk geval, daar kan ons nie die geld daar kry nie. Gaan verby Vrydag aand bid, julle netwerk mense, dat ons die geld daar kan kry. Die volgende oggend gaan Kua terug Sudan toe, en Jim gaan terug Nairobi toe. So ons het deur die nag tot so min of meer 10 uur Saterdagoggend het ons kans om die geld daar te kry. En so rukkie later kry ek oproep, seker vroegoggend, nie 9 uur daarom, hulle is so 'n uur voor ons. Kry ek 'n oproep van Jim af, hy sê, hier's iemand wat met jou wil praat. Ek gee die foon vir iemand, hier antwoord, of praat ou met my, hy sê, hallo, en die ou het 'n Amerikaanse aksent, hy sê, hallo, my name is Chris McQueen. Hy vra my hierdie vraag, are you good for the money? Ek weet nie wie is die ou nie, ek weet nie waaroor dit gaan nie. Ek sê, yes, we are good for the money. Hy sê, nee, dis reg, hy sal help. Hy gaan trek geld en hy gee oor die 100.000 rand se kontant vir Kua in sy hand. Weet nie wie is die ou nie? Wat gebeur het is, Kua en Hassan het, Kua en Jim het gesit en gesels, en hy het vir Jim, vir Kua sê, jammer, ons kan nie die geld hier kry nie, ons is baie jammer, het daaroor gebid, en hy het hom vir ete by die hotel gevat, en dan gaan hulle uit mekaar uit. En hulle praat daaroor, en hulle bid daaroor, en die volgende oomblik, staan nou wat vir 2 of wat tafels van hulle afsit, staan 'n Amerikaner op met die naam van Chris McQueen, hy staan op en hy loop na hulle toe by die tafel, en hy sê, ek is jammer, maar ek sit alleen, ek het half gehoor wat julle van praat. Hoeveel het julle nodig? Die Here het op my hart gelê, ek moet help. En hy haal die kontant, en hy gee die kontant. Ek het dit persoonlik beleef. Prys die Here. Dis wat gebeur, as jy gehoorsaam is. Dis wat gebeur as daar gebede is. Dis wat daar gebeur as die gemeente begin bid. Dis wat gebeur as jy binne die wil van die Here is. God sal voorsien waar ook al dit nodig is. En so 2 weke later het ons die geld oorbetaal. Aan ons broer Chris McQueen, ek het geen kontak meer met hom nie. Ek kom op WhatsApp, my antwoord my nie, niks nie. So dis waar ons staan met dit. So ek wil vir u sê en daarmee afsluit. God hoor gebede. As ons bid vir die wil van God en dit is oor God se werk, glo, ons hoef nie te weet, is dit God se wil nie, doen dit net. Gaan net, bid net, al is dit 'n gebed wat jy dink nou nie so baie mooi gebed is nie. Kom ons bid saam. Vader, ons
Ek wil net weer vir u dankie sê vir u getrouheid, u seën, u liefde, die feit dat u met ons is, die feit dat u selfs met ons is as ons begin twyfel, en die Heilige Gees wat in ons werk, en dat ons ook deur hierdie getuienisse weet dat die Heilige Gees nie net deur ons werk nie, maar in ons is, dieselfde Gees in 'n man soos Chris McQueen of Kua of Jim of wie ook al ons broers in die Oekraïne is, dat dieselfde Gees hulle vandag ophef en dra in moeilike tye. Vader, ons wil bid sommer vir albei van daai gemeentes ook, dat jy hulle dra, hulle ophef en dat hulle weet te midde van die moeilike tye dat u met hulle is, dat u hulle ook deur u Gees ook in hulle sal dit weet, dat dit sal voel dat u met hulle is, en dat daar 'n gemeente hier in Sangerpark is vanoggend wat weet van hulle, wat bid vir hulle en intree en hulle dra. Ons dankie Here, dankie vir die woord, en dankie dat ons hier kan wees, net u getrouheid weer te hoor van. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.